Goeiemôre geliefdes. Dankie dat jy weer vandag inskakel by ons erediens. Terwyl jy net so rustig raak, kom ons sing dan vanoggend weer 'n toetrede lied saam. Kom prys die Here, julle almal wat hom dien, julle wat in die nag in die tempel van die Here staan. Hef julle hande in gebed op na die heiligdom en prys die Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord dan op God se seëngroet met die sing van 'n lofsang. Geliefdes, vandag kyk ons na die 4de tafel in ons aan tafel met Jesus reeks.
En ons teksgedeelte kom uit Lukas 14. Maar voordat ons die gedeelte gaan saam lees, kom ons staan eers gou weer stil by 'n paar van die kultuurgebruike van die tyd. Geliefdes, ons het al met 'n vorige tafel ook gepraat oor hoe die stede van daardie tyd op 'n baie spesifieke manier gebou is. Dit is so gebou dat elke groep mense presies geweet het waar hulle hoort. Jou sosiale status en jou reinheid het jou plek in die stad bepaal. Elke afdeling van die stad was dikwels met mure en hekke van mekaar geskei. Die elite, die persone met eer, status en mag, het in die binneste deel van die stad gebly, waar die tempel ook was. En daar was dan 'n muur om hierdie woongebied van hulle. Die nie-elite, die armer mense met minder eer en status, het in die gedeelte tussen hierdie muur om die elite se woonplek en die buitenste muur van die stad gewoon. En dan, aan die buitekant van die stad, daar het die uitgeworpenes gewoon. Die prostituie, die bedelaars, die leerlooiers en die melaatses. Hierdie drie groepe mense, die elite, die nie-elite en die uitgeworpenes, het nooit op sosiale vlak met mekaar gemeng nie. Want wanneer jy met iemand in 'n groep laer as jy gemeng het, het jy dan van jou eer en van jou status verloor. Ook moet ons vandag iets verstaan oor die betekenis van etes in daardie tyd. In die Mediterrane wêreld was enige etes saam met ander mense 'n bevestiging daarvan dat almal teenwoordig dieselfde waardes, dieselfde sosiale status, dieselfde eer gehad het. Wanneer jy ete bygewoon het, het jy op daardie manier gesê dat jy op dieselfde vlak is as die persoon wat jou genooi het, en ook as al die ander gaste by die ete teenwoordig. Daarom sou die elite in die middel van die stad net saam met sommige van die ander elite geëet het. En nooit saam met iemand van die nie-elite nie. En nog minder saam met die mense buitekant die stad, die uitgeworpenes nie. Die derde ding wat ons vandag moet verstaan, is uitnodigings na etes en die belangrike rol wat skinder daarin gespeel het. In daardie tyd het hulle gebruik gemaak van 'n dubbele uitnodiging. En in 'n samelewing wat hoofsaaklik staat gemaak het op die oorvertelling van gebeure vir inligting, het om te skinder dan 'n baie belangrike rol in die proses van uitnooi gespeel. Om oor dinge te skinder was die enigste manier hoe jy geweet het wat in die stad aangaan, wie wat gedoen het en hoe dit hulle sosiale status geraak het. Uitnodigings het nie gewerk soos vandag nie. Vandag stuur iemand vir jou 'n uitnodiging. Die persoon laat weet dan of jy die uitnodiging sou aanvaar of nie, en dan daag jy eenvoudig op vir die geleentheid. Maar in daardie tyd het die elite hulle gaste 2 maal uitgenooi. Die eerste uitnodiging sou die gasheer se naam, die plek, tyd en datum en rede vir die fees aandui. En dan, nadat die eerste uitnodiging gerig is, sal daar 'n hele skinderveldtog in die gemeenskap begin het. Hulle sou die fees bespreek het onder mekaar. So kon die uitgenooides uitvind watter ander mense is ook genooi. Wat die rede is vir hierdie fees. Sou hulle kon bepaal of alles op die regte manier gebeur het. Want geen regdenkende persoon in daardie tyd sou 'n geleentheid bywoon sonder al hierdie inligting nie. Die aard van die fees, met ander woorde hoe lyks die ete sou wees, moes ook bespreek word. Want wanneer jy 'n ete-uitnodiging aanvaar het, was die verstaan gewees dat jy dan ook dieselfde tipe uitnodiging aan die gasheer sou kon rig. En by die geleentheid sou jy ook dieselfde tipe ete moes kon voorsit. Die inligting wat dan so oor en weer met hierdie skinderveldtog uitgeruil is, het dan bepaal watter van die genooide gaste wel besluit om jou ete by te woon of eerder verskoning te maak. Die eerste uitnodiging wat jy as gasheer gestuur het, was dink is eintlik amper soos 'n toets om te bepaal wat jou eer en jou status in die samelewing is. En dan,
Wie opgedaag het tydens jou ete, sal dan ook vir jou die antwoord daarop gegee het. Geliefdes, wanneer ons dan nou ons teksgedeelte saam lees, moet ons al hierdie kultuurgebruike ook in gedagte hou. Voordat ons dan saam vanuit Lukas 14, vers 15 tot 24 lees, kom ons sing dan eers as gebed. Geliefdes, kom ons lees dan saam Lukas 14 vanaf vers 15. Die opskrif by die gedeelte is die gelykenis van die groot maaltyd. Een van die wat saam aan tafel was, het dit gehoor en vir hom gesê: "Gelukkig is die man wat aan die maaltyd in die koninkryk van God kan deelneem." Toe sê Jesus vir hom: "Daar was 'n man wat 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi het. Toe die maaltyd gereed was, stuur hy sy slaaf om vir die genooides te sê: Kom, die maaltyd staan klaar. Maar hulle begin almal die een na die ander verskoning maak. Die eerste sê vir hom: Ek het 'n stuk grond gekoop en dit is noodsaaklik dat ek uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my asseblief. 'n Ander een sê: Ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my asseblief. Nog 'n ander een sê: Ek is pas getroud, daarom kan ek nie kom nie. Die slaaf kom toe terug en vertel dit alles aan sy eienaar. Toe word die man kwaad en sê vir sy slaaf: Gaan uit na die strate en gangetjies van die stad en bring die armes en krepeles en blindes en verlamdes hierheen. Later kom die slaaf en sê: Meneer, u opdrag is uitgevoer en daar is nog plek. Toe sê die man vir die slaaf: Gaan uit na die paaie en lanings en dring by hulle daarop aan om in te kom, sodat my huis vol kan word. Dit verseker ek julle, nie een van die mense wat genooi is, sal sy mond aan my kos sit nie.
Net tot sover ons skriflesing. Gelukkig is die wat die woord van God hoor en dan ook daarvolgens gaan leef. Geliefdes, ons teksgedeelte vandag volg direk op die teksgedeelte wat ons op die 30ste Augustus nagedink het. In daardie derde tafelteks het ons gesien hoe Jesus die gasheer en sy gaste beledig het toe hy met hulle gepraat het oor hoe hulle by hierdie ete opgetree het. En nou is ons na daardie gesprek maar nog steeds aan dieselfde tafel met dieselfde groep mense. En een van die gaste daar teenwoordig probeer te nou hierdie baie gespande situasie om die tafel bietjie te red. Hy probeer die gemoedere paai met die woorde: gelukkig is die man wat aan die maaltyd in die koninkryk van God kan deelneem. Hy het gehoop dat hierdie woorde 'n einde sou bring aan hierdie ongemaklike gesprek. Want hulle was tog almal eintlik maar daar by mekaar om saam te eet en die geselskap van al die ander belangrike persone om daardie tafel te geniet. Maar dan sien ons dat sy woorde die teenoorgestelde uitwerking het. In plaas daarvan dat Jesus nou maar net stil sit en stil bly, is Jesus onmiddellik gereed met 'n antwoord, met nog 'n gelykenis oor 'n maaltyd. In daardie vorige gelykenis, waarna ons op die 30ste Augustus gekyk het, was die fokus van daardie vertelling op die imperatief gewees, op dit wat ons as mens moet doen in reaksie op wie God is. Die gelykenis waarna ons vandag kyk, fokus egter op die indikatief, wat dit sê vir ons oor wie God is. Ons tema vir vandag is dan, God is hoe hy eet. In die gedeelte vandag kry ons 'n antwoord op die vraag, maar hoe eet God? Hoe lyk 'n uitnodiging na God se maaltyd? En geliefdes, die eerste antwoord op daardie vraag is dat wanneer God eet, nooi hy mense om saam met hom te eet. Wanneer Jesus hierdie vertelling begin, sinspeel hy daarop dat God in die geval die persoon is wat die uitnodiging na hierdie feesmaal rig. Onder die genooide gaste was daar beslis ryk mense gewees. Mense wat kon bekostig om osse en grond te koop. Maar almal van hulle het 'n verskoning gehad vir hoekom hulle nie by hierdie ete kan wees nie. Verskonings wat heel aanvaarbaar was in daardie tyd. Want selfs vandag sal 'n verskoning van ek is op my witbrood steeds aanvaarbaar wees. Maar vinnig kom ons agter dat Jesus in hierdie gelykenis nie praat oor 'n doodgewone ete nie. Hy praat hier oor 'n uitnodiging om deel te wees van God se feesmaal. En daardie uitnodiging sien ons dan ook is veronderstel om jou eerste prioriteit in die lewe te wees. 'n uitnodiging waarop jy geen verskoning moet hê nie. Toe hierdie vermoënde mense wat uitgenooi is na die ete, die mense wat veronderstel is om deel te wees van so 'n ete, almal verskonings gemaak het. Toe word nog mense genooi. Armes, krepeles, blindes en verlamdes. Almal mense wat ons in die Ou Testament, in besonder in Levitikus 21 sou lees, mense is wat nie deel moet wees van hierdie tafel nie. Onrein mense. Mense wat nie eens aan God 'n offer mag gebring het nie. In Levitikus 21 vers 18 staan daar, geen persoon wat 'n liggaamlike tekortkoming het, mag offer nie. Geen blinde of krepele, of iemand met 'n misvormde gesig of liggaamsdeel nie. Maar ons lees dan dat dit hierdie mense is wat God nooi na sy tafel toe. Ons lees hoe God geen onderskeid maak tussen die ryk en die rein mense en die arm onrein mense nie. En ook nooi hy die uitgeworpenes. En dan sien ons wanneer hy al die nie-elite genooi het, dat daar nog steeds plek oor is aan hierdie tafel. En in hierdie sin vind ons tweede antwoord op die vraag,
hoe eet God? Hy eet aan 'n tafel waarin hy almal uitnooi en waar daar altyd plek is vir nog mense. Baie van u ken dalk daardie etenstafels wat mens groter of kleiner kan maak deur die invoeg van nog 'n segment van die blad. So kan jy 'n klein etenstafel hê wanneer dit net jou huisgesin is en dan 'n deel invoeg wanneer jy dalk gaste ontvang. En dit is so iets wat ons hier sien by God se tafel. 'n Tafel wat groter en groter en groter gemaak kan word om plek te maak vir nog mense. 'n Tafel waar daar geen beperking is op die hoeveelheid segmente wat bygevoeg kan word nie. Al die elite is genooi. Die nie-elite in die strate en die gangetjies is genooi. En nou word tot die uitgeworpenes buite die stadsgrense ook ooreed om in te kom en deel te wees van hierdie maaltyd van God. Daardie mense wat in die paaie en die lanings buite die stad gewoon het, was mense wat deur die eeue uit die stad verwyder is, sodat ons kontak met hulle totaal kon vermy. Dis die prostituie, die leerlooiers, die mense wat met lyke gewerk het. Almal mense wat doelbewus deur mure en strate van die ander mense geskei is. Almal mense wat beslis nie naby aan die tempel gekom het nie. Maar ook hulle word genooi na God se tafel. Ook hulle word genooi om te kom aansit saam met die res. En dan, met hierdie uitnodiging aan hierdie laaste groep mense, kry ons dan ook 'n derde antwoord op die vraag, hoe eet God? En dit is dat God ons dalk sal verras met wie hy almal by sy tafel laat aansit. Daardie man wat aan die begin van ons teksgedeelte die situasie wou red met die opmerking, gelukkig is die man wat aan die maaltyd in die koninkryk van God kan deelneem. Daardie man kom dalk nou op hierdie tydstip van die vertelling agter dat niemand daardie dag teenwoordig dalk by daardie maaltyd sal aansit nie. Want wie hulle sou dink die eregaste moes wees, is nou die mense wat heel agter in die ry staan of dalk nie eens opdaag nie. En die wie hulle nooit eers sou verwag het om te nooi nie. Daai mense sit nou aan die tafel by hierdie feesmaal in die koninkryk van God. Sy koninkryk moet voorkeur geniet oor alle verskonings, oor alle wêreldse dinge. Die gaste daarteenwoordig op daardie dag het die gevaar geloop om die uitnodiging na die feesmaal van God van die hand te wys, omdat die verkeerde mense volgens hulle aan daardie tafel gaan aansit. Omdat hulle bang sou wees dat die teenwoordigheid van die mense benede hulle ook hul stand in die samelewing sou verlaag. Hierdie ordentlike mense, hierdie mense wat deur Jesus se swak tafelmaniere in die verleentheid gestel is, hierdie mense wat in alle koste die tafel van God wil beskerm teen mense wat volgens hulle nie daar hoort nie, wat plekke wou reserveer vir die wat dit verdien en die slegte, onverdienstelike lot probeer weghou het. Hulle gaan dalk met al hulle verskonings die tafel mis. Geliefdes, kom ons wees versigtig dat ons nie daardie selfde fout maak nie. Kom ons hou nie onsself besig met probeer besluit wie aan God se tafel mag aansit nie. Kom ons fokus op die genade wat maak dat ek vandag en elke dag uitgenooi word na God se feesmaal. Kom ons aanvaar vandag God se uitnodiging en sit aan by sy tafel. Want God is hoe hy eet. En hoe eet God? Hy nooi elkeen elke dag om saam met hom aan tafel te sit. Hy eet aan 'n tafel met baie plek. Hy eet saam met die uitgeworpenes en ook saam met my en saam met jou. In Lukas 14 sê God vir jou, ek het vir jou persoonlik 'n plek gedek aan die tafel. Ek het jou geskep en jou gekies om saam met my te kom aansit en fees te vier.
kom nou met leë hande, daar's altyd plek vir jou. Geliefdes, God nooi, kom ons antwoord vandag op hierdie uitnodiging met 'n duidelike ja. Amen. Kom ons bid saam. Here God, U is ons almagtige Vader, U is ons verlosser, U is ons trooster. Here, dankie dat ons vandag weer die versekering kon kry dat U saam met ons elkeen is en dat ons elkeen elke dag 'n uitnodiging ontvang om by U tafel aan te sit. Heilige Gees, werk in ons dat ons elke dag enthousiasties en weer hierdie uitnodiging aanvaar. Dat ons sal deel wees van U kinders en dat ons dan ook sal leef soos U kinders. Here, die wêreld waarin ons op die oomblik leef is party daar vir ons maak ons senuweeagtig, bang. Here, help ons om in hierdie tye van onsekerheid en vrees elke dag aan U vas te hou. Here, ons is ook gefrustreerd en kwaad met dit wat in die land en in die wêreld gebeur. Besluite wat politici en ander persone magsposisies maak. Here, help ons om raak te sien hoe ons 'n verskil kan maak en waar ons dalk deel is van magsverhoudings wat mense net nog meer onderdruk. Wys ons waar ons in hierdie tyd 'n verskil kan maak in ander se lewe wat in hierdie tyd besonder swaar kry. En gee ons ook die vrymoedigheid om te kan praat en te weet met wie om te praat wanneer ons dalk geestelik, finansiëel of op enige ander manier sukkel. Here, dankie vir 'n geloofsfamilie waarvan ons kan deel wees, wat ons ondersteun en ons dra in hierdie tye. Here, dankie vir die wete dat U vir ons lief is, dat U by ons is. Wees ook so by elkeen wat in hierdie tye dalk 'n besonder deel is van die personeel by hospitale, wat se lewe elke dag in hierdie stadium 'n bietjie meer in gevaar is. Wees by elkeen wat in hierdie swaar en onsekere tye siek is of familie het wat siek is in die hospitaal. Wees ook met elkeen wat in hierdie tye geliefdes aan die dood moes afstaan. Hou vas, vertroos en versterk hulle. En Here, waar ons nou in die lente is en 'n nuwe lewe om ons sien, dankie ook dat ons U kan ervaar in hierdie lente en hierdie nuwe lewe. Here, vergewe ons wanneer ons so dikwels die verkeerde afdraai vat, teen U sondig. En dankie dat ons kan leef met die genade, meer is as wat ons ooit kan verdien. Here, dit is ons gebed vandag, in ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here. God wat vrede gee, sal by julle elkeen wees en bly. Amen.